Goeiemôre vriende, Woensdag die 26ste Maart. Wat 'n heerlike, kan ons dit amper noem, lente, somer, herfsdag, meer na herfst toe, want dis 'n fantastiese dag hier buite. Die wind waai nie, alles is nog groen en ek sien so 'n bietjie by die bome, hulle praat met jou. Daar's so rooi skynseltjie wat in die bome inkom. Dit sê vir jou ene, seisoene. Dit beteken die somer is besig om verby te gaan, die blare val af en daar gaan 'n nuwe seisoen kom. Nou ja, ek bid op dat daar gaan 'n nuwe seisoen in jou lewe kom. Op hierdie mooi dag bid ek dit vir jou toe. Nou, ek sit vanmôre na my dogter en luister en sy was gisterand by 'n selgroep. Ja, dit is vir my so wonderlik as sy vir my kom terugvoer gee oor wat het hulle alles bespreek. En dan hoor ek so 'n bietjie 'n tikkie wat sy sê van wat sy hier by die huis geleer het. Is dit nie lekker nie? Moet dit nie vir haar sê nie, hoor. Maar dit is vir my wonderlik dat sy ons terugvoering gee. En dan noem sy 'n interessante ding daar dat iemand begin sommer daar te praat oor hulle betwyfel dalk dit of hulle betwyfel dalk dat. Miskien is dit of wat van dit of hoekom dit. En dan sê ek vir haar, weet jy wat, moenie betrokke raak by mense wat Christene is, wat begin te twyfel oor hierdie, was daar 'n maagtelike geboorte, was daar 'n die, was daar 'n dit, wie wat, ek weet, julle slim mense het al die antwoorde, maar ek is maar 'n ou tipe van 'n skoolmens, ek bly maar by die woord, en hierdie woord sê, maak nie saak wat julle doen nie, al verbrand julle julle liggame, en dan doen julle alles in die lewe, as julle die liefde verloor het. Soos my pa gesê het, jy gaan die argument gaan jy dalk wen, maar jy gaan die siel verloor. Ons moenie argumente met mekaar hê. Ons is kinders van die Here. Ons moenie ons fokus verloor nie. Weet julle wat is ons fokus? My fokus is die kruis waar Jesus gesterf het, waar ek en jy 'n ewige lewe kon kry. En weet julle wat het hom gedryf? Weet julle wat het Jesus die wreedste dood laat sterf? Die liefde wat hy gesien het van die Vader vir sy kinders. Hy was in opdrag van die Vader gesê, my seun, gaan sterf vir daai klomp sondaars. Geef hulle genade. Almal wat in jou glo, kan kinders van God genoem word. En daarom moet ons nie betrokke raak of iemand nou groot gedoop is en klein gedoop is of 1 keer 'n maand of 7 keer 'n maand verskoning nagmaal hou nie. Wat belangrik is nie ons gewoontes en ons gebruike en ons kulture nie. Of hoe ons sing, of ons staan, of ons hande klap, of ons prys die Here sê, of wat ook al nie. Dit gaan oor ons liefde. Dis waaraan ons geken sal word. Eendag het Gandhi gesê, onthou julle vir Gandhi wat hierdie groot figuur in die wêreld was, het gesê, die hele wêreld sou Christene gewees het, as dit nie vir die Christene was nie. En het julle geweet, Gandhi was in Suid-Afrika. Het julle geweet, dink 'n bietjie as iemand vir Gandhi by Jesus kon uitkry, hoe invloed sou hy nie op die Indiërs gewees het nie. Ek dink die hele Indië sou almal Christene gewees het. Maar iemand het hom gemis. Weet julle hoekom? Liefde. En vanmôre gaan ek 1 Korintiërs 13 vir jou sê, al het jy die tale van mense en engele, en jy het nie liefde nie, het jy 'n klinkende simbaal geword. Weet julle wat is 'n simbaal? Dis 'n ding wat raas. O, jete, ek haat raas. Ouer ek word, kan jy dink jy ta heeldag hier. Asseblief, los dan daai goed, jy maak my mal. Wie wat sê hy? Al praat jy in tale. Hy sê, en jy het nie die liefde nie, dan beteken dit, jy het maar so 'n ding geword, wat net raas. En dan sou ek die gawe van profesie en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en dan sou ek al die geloof hê, en die berge kan verskuif, en ek het nie die liefde nie. Dit sou niks beteken nie. Dink 'n bietjie, al het jy groot geloof, en jy kom oor asof jy bombasties is. En dan sou ek al my goed uitdeel en ek sou my liggaam oorgee om verbrand te word. En ek het nie die liefde nie, sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Moeilike een hierdie, né? Vir al daai ouetjies wat nie altyd kan smaal nie. Ek partykeer ook. Die liefde is vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie. Die liefde word nie kwaad nie. Reken nie kwaad nie goed nie. Is nie bly vir die ongeregtigheid nie, maar is saam bly vir die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar profesie en al hierdie dinge sal vergaan. In vers 13, ek gaan afsluit met hom, hy sê, en nou bly net oop geloof,
hoop en liefde. En die grootste daarvan is die liefde. Vriende, dis 'n klap in ons gesig, as die ouens daar buite sê, weet jy wat, jy kan maak wat jy wil, jy het nie die liefde nie. Eendag het ek 'n jong man gehoor, wat my wil oortuig van sy dinge, en van hierdie nuwe dit, en so, en ou mense is verkeerd, en jong, en hy gaan daar te kere, en hy ken die Bybel so, man. Ek sê vir my boeta, weet jy wat, die grootste deel van hierdie Bybel, hierdie een, is die liefde. En weet jy wat sien ek by jou? Ek sien nie by jou liefde nie. So, weet jy wat, probeer die volgende hou. As jy na my toe gekom het met liefde, het jy my oortuig, want dan het jy die gesindheid van die Here. Laat ons die gesindheid van die Here hê. Laat ons altyd daai gesindheid hê. Mag jy 'n wonderlike geseënde dag hê. Ek bid vir jou. Here, baie dankie vir 'n splinternuwe dag. Dankie vir 'n nuwe geleentheid. Here, help ons om liefde te hê. Help ons om lief te wees. Help ons om die ekstra myl te stap. Here, ons gaan nie argumente wen nie. Ons wil nie siele verloor nie. Seën elke persoon vandag in Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike geseënde dag hê. Weet dat jou beste nog op pad is. En hierdie naweek is daar 'n pa en seunkamp. En ek wil vir jou uitdaag. Bring jou seun hierdie naweek. En sien hoe sy lewe, sy hele legacy verander. Omdat jy 'n keuse gemaak het. Jou seun wil so graag saam met jou by 'n pa en seun kamp wees. Fantasties. As jy nie geld het nie, kom, ons gaan vir jou borg kry. En tweedens, my e-posadres, as jy wil gaan, ek het nog plek vir jou, dawie.spies@gmail.com. Totsiens, geseënd is jy.